Valse nederigheid is wanneer ons onsself bejammer, onsself oordeel en self kritiseer. Met ander woorde, ons breek eintlik onsself af. Dit is 'n mate van trots, want wat ek doen is, ek is so trots, ons vergeestelik dit, en ek dink dit is 'n goddelike eienskap. Een van die goeie goddelike eienskappe wat ek het, is ek is so nederig. Nee, dit is trots, dit is hoogmoed. Die Bybel sê iewers vir ons, dat Jesus het dit gesê, hy sê die grootste gebod is dat jy die Here jou God moet lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, jou naaste soos jouself. Jy is veronderstel om jou self lief te hê, nie af te breek nie. Dis wat die gebod is. Verder is ons ook geskape na God se beeld. Ons is nie veronderstel om dit af te breek nie. Ons is die liggaam van Jesus Christus. Nie veronderstel om onsself af te breek of te kritiseer nie. As ons wil weet wat is nederigheid werklik, die Bybel sê vir ons, Jesus het homself verneder deur gehoorsaam te wees tot die dood toe. En die fondasie van nederigheid is totale gehoorsaamheid aan God. Ook is dit om afhanklikheid van God te bewys, om te erken en te bely. Vir alles in my lewe is ek afhanklik van God. Liggaam, siel en gees. En dan ook die talente en die vermoëns wat God vir my gegee het. Al is ek in 'n wenssituasie, om nog steeds te besef wat ek is en wat ek het, is net van God af, is net genade van God af. Met ander woorde, ek bewys my totale afhanklikheid van God af. Jy sien, valse nederigheid is om mense te beïndruk. Ware nederigheid is om, ek kan nie sê die Here te beïndruk nie, maar net om jou afhanklikheid van God te bewys. Valse nederigheid is 'n teken van hoogmoed, en die Bybel sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee hy vir ons genade, onverdiende guns, sy goedheid.